Hoofnuus vanaand, die DA se nuwe advertensieveldtog kap na die ANC se swart ekonomiese bemagtigingsbeleide en beweerde korrupsie in die regerende party. Orkaan Melissa nader Jamaica, wat volgens weerkenners die sterkste storm van die eeu is. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Demokratiese Alliansie sê die huidige swart ekonomiese bemagtigingsraamwerk het 'n meganisme vir plundering geword en het tot dusver nie tot betekenisvolle transformasie vir die meerderheid Suid-Afrikaners gelei nie. Die party het 'n nuwe wetsontwerp op ekonomiese insluiting vir almal vooropgestel wat daarop gemik is om Suid-Afrika se swart ekonomiese bemagtigingsbeleid te skrap. Die stap het van meet af politieke debat aangewakker. Die DA sê SEB se instrument wat gebruik word om ANC-kaders en elites met politieke bande te bevoordeel en dat dit armoede verdiep en ongelykheid vergroot. Die voorsitter van die party se federale raad, Helen Zille, het die Johannesburg Metroraad ook daarvan beskuldig dat hy 'n korrupte stelsel bedryf. Sy sê die ANC verryk homself deur openbare verkryging, vermom as breë basis swart ekonomiese bemagtiging, maar dat dit altyd dieselfde mense bemagtig. BEE het ontaard in 'n pure vorm van kriminaliteit, soos ons voor die Madlanga kommissie hoor, en die ongekende korrupsie wat voorgaan in elke sfeer waar die ANC regeer. En uit die staanspoor was die doel van hierdie beleid om die ANC-elite te bevoordeel en baie ryk te maak. Dit help glad nie met ons grootste probleem in Suid-Afrika, wat armoede en werkloosheid is. En dis omdat niemand wil investeer in plekke waar die infrastruktuur nie werk nie, omdat BBBEE toegepas is deur die ANC op 'n manier wat hulle self net verryk het en grootskaalse korrupsie en agteruitgang veroorsaak het. Intussen het ANC-amptenare SEB verdedig met president Cyril Ramaphosa wat sê dat swart ekonomiese bemagtiging hier is om te bly. Die DA het 'n advertensiebord op die N1 snelweg in Johannesburg onthul om sy veldtog te bemark. Die adjunkminister van Polisie, Castle Matale, sê die doeltreffendheid van die KwaZulu-Natalse taakspan wat politieke moorde ondersoek het, is nooit bevraagteken nie. Matale is die 60 getuie wat voor die parlement se ad hoc komitee begin getuig het. Die komitee ondersoek beweringe van misdaad, infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel wat in Julie deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gemaak is. Matale het getuig die KwaZulu-Natalse taakspan wat in opdrag van die geskorste minister van Polisie Senzo Mchunu ontbind is, 'n kritieke rol gespeel het in die ondersoeke na politieke moorde en is wyd in polisiestrukture erken. Hy het gesê die ontbinding van die taakspan was hoogs onreëlmatig en toe hy dit aanvanklik op sosiale media gelees het, het hy gedink dit is vals nuus. The effectiveness of the team is not in question. They did an excellent job. Since they were instituted, there was progress around killings of activists, what one might call political killings that took place. Matale het getuig hy het nog nooit enige interaksie met die sakeman Brown Mogotsi gehad nie. Getuienis is vroeër voor die Madlanga kommissie en die ad hoc komitee gelewer dat Brown Mogotsi op 2 Januarie vanjaar 'n kopie van die ontbindingsbrief van die taakspan gestuur het aan die vermeende misdaadsyndikaatlid Vusimusi Katmatlala wat na bewering met Mchunu verbind kan word. I don't know him. I've never met him. Let me not say I've never met him because you might find that I was in a space where he was as well, but I don't know him. Op 'n vraag van die getuienisleier advokaat Norman Arendse dat die beweringe wat deur Mkhwanazi gemaak is nie nuut is nie, maar reeds geruime tyd gebroei het Matale getuig Mkhwanazi moes die saak met polisiebestuur opgeneem het. Should he has been given an ear, there should have been a way to manage what we find ourselves with. In fact, the interface between
the executive authority and the accounting officer. If it was stronger, we would not have arrived here. Getuienis voor die ad hoc komitee duur môre voort. 2 senior forensiese ballistiese ontleeders van die Suid-Afrikaanse Polisiediens het voor die Madlanka Kommissie getuig oor die bewering dat inligting van die ballistiese verslag in die moordsaak op die ingenieur van Vereniging Armand Swart weggelaat is. Getuies A en B, wat speurders is en die Swart moordsaak ondersoek het verlede week beweer kaptein Itumeleng Mokgotlwe van die Forensiese Wetenskapslaboratorium in Pretoria het die inligting weerhou. Die Madlanka Kommissie ondersoek beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Getuies A en B het beweer dat die foute gemaak is om die ondersoek te belemmer, aangesien die vermeende misdaadsyndikaatlid Katiso Molefe by die moord betrek word. Die polisiekaptein, Solomon Modisane, het getuig dat die doelbewuste weglating van inligting daartoe kon lei dat 'n reeksnommer op 'n vuurwapen nie gekry kon word nie. There are a couple of factors that can influence the person not to be able to retrieve the serial number. They include the training that the member received, specifically on the etching process. They include a person who is not willing to go extra mile or who doesn't do more, who couldn't do more to try and retrieve the serial number. Die kommissie het gehoor dat daar 'n reeks foute geïdentifiseer is in die eerste ballistiese verslag, as ook dat kaptein Mogotle die teruggedateerde verslag gekorrigeer het in plaas daarvan om 'n beëdigde verklaring by te voeg. If you do this version of rewriting your affidavit and backdating it to the date of the original affidavit, you are concealing the fact that you made a mistake and have now corrected it to the reader who only has this document. Yes, Commissioners, because at the end of the day, that report that you have rectified needs to go to the IO. So if you rectified using the backdated one and you don't give it to the IO, it is going to expose you. Die verrigtinge duur môre met 'n nuwe getuienis voort. President Cyril Ramaphosa is op 'n 2-daagse staatsbesoek in Bern, Switserland, op uitnodiging van president Karen Keller-Sutter. Die besoek sal fokus op handel, vaardigheidsontwikkeling en kulturele samewerking. Op die sakelys is die ondertekening van 'n ooreenkoms ten opsigte van kuns, kultuur en erfenis samewerking en 'n ander oor vredesbemiddeling en demokratiese veerkragtigheid. Switserland is 'n voorste Europese handelsvernoot met bilaterale handel van meer as 150 miljard rand en sal geskiedkundige artefakte aan Suid-Afrika se Nkuna koninklike familie terugbesorg. Die 2 staatshoofde sal ook 'n beroepsopleidingsentrum en 'n vervaardigingsfirma in die ooste van Switserland besoek. In Booysens, Johannesburg, het die polisie toegeslaan op 'n onwettige goudraffinaderry. Die valke en die polisie se honde-eenheid het die klopjag uitgevoer by 'n fasiliteit wat as 'n belangrike goudverwerkingssentrum vir Zama-Zama kartels beskou word. Die waarde van die goud wat in materiale vasgevang is en waarop beslag gelê is, moet nog bepaal word. Die klopjag is deel van die landwye operasie Walangodi. In Harare, Zimbabwe, is die Sypsgebou in 'n brand vernietig, slegs etlike ure voor Zimbabwe se oppositieleiers daar sou vergader. Tydens die vergadering, wat om 11:00 vanoggend sou plaasvind, sou president Emmerson Mnangagwa se pogings om vir 'n derde termyn te dien bespreek word.
Die SAPS Trust is 'n nie-regeringsnetwerk wat in 1987 gestig is as 'n projek van die Afrika Vereniging vir Politieke Wetenskap. Mnangagwa het sy staatsrede gelewer en sy wetgewende agenda vir 'n derde termyn bekend gemaak. Die eerste swaar neerslag het in Haiti geval te midde van die kategorie 5 orkaan Melissa wat oor die Karibiese eilande beweeg. Volgens die Verenigde Nasies se kinderagentskap is 3 mense in Port-au-Prince dood te midde van wyd verspreide oorstromings. Die VSA se orkaansentrum bestempel Melissa as 'n katastrofiese orkaan. Vlugte in Haiti is vroeër opgeskort. Die storm het Jamaica in die vroeë oggendure getref en sal daarna oor Cuba beweeg. Hy sal die Bahamas die dag daarna bereik. Die president van die VSA, Donald Trump, het met Japan se eerste vroue eerste minister, Sanae Takaichi, in Tokio vergader, slegs 'n week nadat sy die leiersels oorgeneem het. Die Withuis sê in 'n verklaring, die twee lande het 'n ooreenkoms onderteken om met seldsame aardmetale handel te dryf. Japan het ook onderneem om meer as 500 miljard Amerikaanse dollar in die VSA te belê in ruil vir ligter invoertariewe. Trump sal na verwagting donderdag met sy Chinese eweknie Xi Jinping in Suid-Korea vergader. Egiptiese soekspanne in Khan Yunis in die Gaza-strook gaan voort om na die oorskot van Israel se gijslaars te soek wat deur Hamas ontvoer en tydens die oorlog dood is. Die Rooikruis het gister nog 'n liggaam aan die Israeliese weermag oorhandig. DNA-uitslae het egter getoon dat dit nie die oorskot is van een van die 13 Israeliese burgers wat nog gesoek word nie, maar wel nog dele van 'n gijslaar wie se liggaam vroeër oorhandig is. Tegniese spanne van Egipte help die Rooikruis in die soektog na oorlewendes in die geel sone. Ons het nog nuus in Afrikaans net hierna, bly ingeskakel. Korrupsie vier hoogtye in die wêreld en fluitjieblasers staar voortdurend vergelding in die gesig. Die G20 en B20 belanghebbendes glo tegnologie moet ingespan word om fluitjieblasers te beskerm. Die groep vergader by die G20 teen korrupsie werksgroep by die Kreurwiltuin in Mpumalanga. Die beskerming van fluitjieblasers is van kardinale belang om korrupsie teen te werk en deursigtigheid en verantwoordbaarheid te bevorder. Die B20 taakspan het die gebruik van tegnologie soos kunsmatige intelligensie bekyk om fluitjieblasers te beskerm. The integration of these digital tools enhances the security, the anonymity of whistleblowers and fosters a culture of transparency and trust, which of course encourages more individuals to come forward with crucial information without fear of retaliation. The protection of whistleblowers and other categories of reporting people is one of the key elements to better prevent, detect and prosecute corruption. Die beskerming van fluitjieblasers is 'n uitdaging in verskeie lande. Some countries have adopted robust remedies and protection against retaliation, and then there's still some challenges, and especially around limited data on whistleblowing reports and retaliation cases that impede actually full assessment of the effectiveness of frameworks. Die openbare beskermer sê die wet op beskermde openbaarmaking moet aangepas word. As the Public Protector, we have in June 2023 submitted the amendments to the Public Protector Act, where it gives us additional powers for the protection of whistleblowers. For instance, that we can issue a directive to the state institution when it retaliates to immediately reinstate, be able to call for financial and legal support for whistleblowers, but also for state institutions which are vested and authorized to protect, to immediately protect whistleblowers. Die G20 teen korrupsie werksgroep vergadering loop môre ten einde en sal gevolg word deur 'n vergadering deur ministers van Justisie donderdag. Die afgetrede hoofregter Raymond Zondo sê die huidige wetgewingsraamwerk in Suid-Afrika is nie ten gunste van fluitjieblasers nie.
Zondo sê hy stem saam met die Nasionale Teenkorrupsie Adviesraad se aanbeveling dat 'n onafhanklike agentskap gestig moet word om vletjieblassers te beskerm. Die afgetrede hoofregter het die hoofrede gelewer by die 3de jaarlikse vletjieblaser toekennings by Melrose Arch in Johannesburg. Die geleentheid vereer bekende ondersoekende verslaggewers en vletjieblasers vir hulle moed om korrupsie en wanadministrasie bloot te lê. Die onlangse onthullings by die Madlanga Kommissie van Ondersoek en die parlementêre ad hoc komitee wys hoe belangrik vletjieblasers is en noodsaaklik dit is om hulle te beskerm. Die organisasie sonder winsbejag Public Interest South Africa het die 3de jaarlikse vletjieblaser toekenningsgeleentheid aangebied. Afgetrede hoofregter Raymond Zondo betreur dat die land se wette versuim om vletjieblasers te beskerm. This is not about us. It is not about Tebogo. It is not about public interest. It is about the men and women who have the courage to shine a light on wrongdoing in our society. As society, need to show that we care for those people. And at the moment, if you look at the legislative framework, it says we don't care. Ondersoekende joernaliste en vletjieblasers het erkenning gekry vir die rol wat hulle vervul om korrupsie te ontbloot. Die gevalle helde van integriteit toekenning is hernoem na die Babita Deokaran toekenning en postuum aan Sindiso Magaka oorhandig. News24 verslaggewers Sikonati Mchancha en Jeff Weeks het die ondersoekende journalistiek media instelling toekenning ontvang, terwyl die ondersoekende joernalis toekenning aan Pieter Louis Meiburg toegeken is. Sindiso believed in truth and justice. He spoke out when others were afraid, because he wanted to see a better South Africa. A country where honesty and integrity guide our leaders. He did not fight for himself, he fought for the people. Die belangrikheid om 'n onafhanklike agentskap te stig om vletjieblasers te beskerm is beklemtoon. Die Wes-Kaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling sê wetstoepassingsagentskappe in die provinsie is gereed vir die komende toeristeseisoen. Die departement sê daar is nouer samewerking tussen die polisiediens, metropolisie en alle rolspelers in die toerismebedryf om groter veiligheid te verseker vir plaaslike en internasionale toeriste. Miljoene mense besoek jaarliks die Kaapse kus tydens die somervakansie. Die ikoniese Tafelberg is 'n groot gunsteling, asook die nabygeleë staproete by Leeukop of 'n besoek aan die Kaapse strande. Owerhede sê hulle is goed voorberei en het voldoende planne in plek gestel om almal se veiligheid te verseker. So dis baie belangrik om seker te maak dat die toeriste inligting het in terme van wat ons as 'n destinasie aanbied, sowel as wat daar is vir hulle om te doen en net om te weet hoe om seker te maak wat om op te tree as daar iets gebeur. Ekstra veldwagters sal ook op die bergroetes ontplooi word om groter sigbaarheid by hoë risikozones te verseker. Oor hierdie feesgety gebruik ons addisionele begroting om ekstra personeel aan diens te bring en te ontplooi. 136 personeel wat in ons besoeker en toeriste areas sal werk, as ook die 300 kadette huidiglik in die training college. Hulle sal almal ontplooi word by ons gemeenskapsswembaddens oor die strande. Elkeen van daai strande raak baie besig tydens feesgety. Besoekers word verseker dat hulle die moederstad se kultuur, pragtige landskappe en wêreldklas attraksie met 'n geruste hart kan geniet. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. En nou vir die dag se markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag.
ingeskakel vir die jongste sportnuus en Bianca beloof reën oor groot dele van die land in die weervoorspelling. Ons is nou terug. En dit is dan al van ons kant vir vanaand. Ons is môre aan terug in ons gewone tyd geleef van 8:30 hier op S3. Ons wens jou 'n mooi aand verder toe. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Ons weervooruitsigte vir vandag en môre is as volg. Ons kyk na vandag 'n 30 tot 60% kans vir reën in die noordelike en die sentrale gedeeltes van die land. Vir môre steeds 'n 30 tot 60% kans vir reën in die sentrale gedeeltes en die oostelike dele van die land. Ons sien môreoggend misskolle langs die plateaurand. Vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Noordwes. Ons sien in dele van die Noord-Kaap, Gauteng en dan ook in Vrystaat. Vir môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir hewige donderbuie in dele van Noordwes, die Noord-Kaap, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dan ook Vrystaat. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande in die noordelike en suidelike dele van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Bronkhorstspruit 14-24 en dan Johannesburg en Carletonville albei 14-24. Limpopo is ons volgende provinsie baie nat in die provinsie, Phalaborwa 19-32, Lephalale 22-28 en dan Mokopane het 'n maksimum van 30. Mpumalanga verspreide buie en donderbuie, Mbombela 16-29, Skukuza 17-32 en dan Mkondo het dan 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 30. KwaZulu-Natal, Ulundi 16-31, Vryheid 14-30 en dan Durban 'n maksimum van 25. In die Oos-Kaap sien ons Mthatha 10-29, Graaff-Reinet 5-26 en dan Mkanda en Gqeberha albei 'n maksimum van 21. Mooi weer en sonnig koel in gedeeltes van die Wes-Kaap, Woester 11-28 en dan Laingsburg 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 27. In die Noord-Kaap, Appington 19-33 en dan De Aar en Carnarvon albei 'n minimum van 17. Vrystaat, Sasolburg 15-22, Kroonstad 16-22 en dan Bethlehem 15-20. Ons laaste provinsie is Noordwes. Ons sien verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 17-22 en dan sien ons Ottosdal en Lichtenburg albei 15-23. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.